het jou gered, maar ek wil nie vanmôre met u praat oor die mense vir wie Jesus dit gesê het nie. Ek wil probeer om geloof, miskien so op 'n ander manier vir u te bring vanmôre, weer by die vaste vertroue kant. Jou geloof kan jou nie red as dit nie 'n vaste vertroue in jou is nie, want God werk op geloof. Kom ons lees wat sê Hebreërs 11 vers 1 volgend. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien. Nou ons is mos in die ons wil dit sien, Here. Ek sien hier die koevertjies. So vir my is dit 'n bewys. Ek sien mos alleen sit op die stoel, dit is my 'n bewys. Ek sien daar lê klippe, dit is 'n bewys. Maar geloof werk andersom. Geloof sê, ek glo dat dit al klaar plaasgevind het, al sien ek nog niks nie. Geloof sê, Here, ek vra want ek glo u gaan, ek sien nog niks nie, maar ek sien dit in my geesteshoog is dit alreeds voor my. Ek kan eintlik so nader stap en al dit gaan vat. Dis geloof wat 'n vaste vertroue is. 'n wete wat niks niemand uit jou hart uit kan ruk nie, want God het so gesien. Soos Jesaja 65 vers 24 vir ons gesê, as julle vra, dan hoor ek sal julle antwoord. Ons weet dit, hy het dit vir ons gesê, so nou moet ons geloof in hy vaste vertroue rigting ingaan, sodat ons dit kan ontvang. Nou in ons geloofspad ervaar ons baie twyfel. Ek dink nie een van ons kan vanmôre sê, ek het nog nie getwyfel nie. Ek het nog nie gewonder nie. Ek het nog nie vrae gehad om te vra nie. Ek dink, gaan dit regtig so gebeur nie. As sê die Here so, gaan dit regtig so wees. Dis twyfel. Almal van ons was al daar gewees. Maar wat moet ek doen om myself te herinner hoe ek moet glo? Hebreërs 11 vers 1 sê vir my dan immers, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Broers en susters, hoe help ek myself wanneer ek twyfel? Die eerste een is, wees eerlik met jouself en met die Here. Ek kan nie sê, ja, ek glo dit gaan gebeur, maar my hart is vol twyfel, en wat sien God raak my hart wat vol twyfel is? Hy sien dit raak, so ek kan om te gaan en sê, Here, ek is ongelowig, ek weet die woord sê dit, maar ek is ongelowig, ek twyfel, help my asseblief, en dan kom die Here en hy versterk my. Soos wat hy donderdagoggend gedoen het. Soos die aand wat ek gebid het, ook geweet het, my pa gaan sterf, en ek wil nie gehad dat my pa moet sterf nie, kom die Here en hy versterk my geloof, en hy sê vir my, ek gaan jou antwoord, want jy het na my geroep. Jy sien, God kan nie jou geloof versterk as jy nie na hom roep nie. As jy nie tyd spandeer sal, want ons almal het mal besige lewens. Maar broer en suster, om jou geloof te kan versterk, sodat jy die dinge kan sien wat nie bestaan nie, asof dit alreeds bestaan, moet jy tyd met God spandeer. Dit gaan nie op 'n ander manier kom nie. Not just occasionally, continually. Ek het hierdie week vir u vertel van Daniel in die leeukuil. Toe hy daar inspring, toe was dit nie sy eerste gebed, o Here, sluit die leeu's toe nie. Toe het hy al maande en jare al gebid. Toe hy kom, toe sy leeu's toe. Want hy het continuously tot die Here gebid. Nie not just occasionally. Nou om jou geloof 'n vaste vertroue te kry, moet jy continuously met die Here praat. Sy Bybel, sy woord, gebedstyd, alleentyd, worship, musiek, met mense praat wat saam met jou glo. Al twyfel die persoon sê nie, maar weet jy wat Hebreërs 11 vers 1 sê? Dan quoteer jy die skrif. Want hoe meer jy die skrif quoteer, hoe meer gaan daai stemmetjie van die vyand wat sê, did God really? Gaan daai vyandjie gaan stil raak, want jy sit die skrif in die twyfelse plek. Die eerste ding is, wees eerlik in jou aanbidding, soos ek vanmôre vir julle gesê het. Nou gaan ons worship en dan staan jy met bekommernisse en worries en jy weet nie wat gaan aan en jy
Sien nie eers die liedjies raak wat ons sing nie. Gooi dit so 'n bietjie weg agter jou, sodat jy God kan worship, maar dan jy hom worship, dan gaan jy sy stem hoor, dan gaan hy kom en jou geloof versterk, dan ontmoet jy met sy gees, met jou gees, en dan gebeur iets in jou binne, hier waar dit belangrik is, nie buitekant nie. Al die goed is tydelik wat ons so na mekaar kyk, maar binnekant is die ewigheidswaarde. En dis daar waar God kom jou geloof sterker maak vir die dag van môre of selfs vir vandag. Dis baie van u wat die uitstap na chaos toe buitekant daar in die lewe. Maar u het nou tog kom en gesê, ek moet 'n bietjie kom kry by die binne van die fontein van lewe. Ek moet 'n bietjie kom volmaak. Ek moet 'n bietjie vir my van die water kom haal. Ek moet 'n bietjie van die olie kom haal. Sodat wanneer ek by die huis kom, ek vol van die anointing kan wees, dat die moeilikheid so van my af kan wegspat. Ek nie in 'n hoopie gaan sit en vir myself jammer voel nie. Die tweede ding wat jy kan doen, om jou twyfel 'n bietjie te help, eredienste saam met 'n gemeente is bemoediging. Om so te sit saam met ander mense, en as jy na die ou langs jou kyk en agter jou kyk en voor jou kyk, hy het dalk dieselfde moeilikheid as jy. Jy dink is net jy, dit is nie net jy nie, kom ek vertel jou die waarheid vanoggend. Daar's nie een van ons wat hier sit wat nie bekommerd met ons hart hier ingestap het vanoggend nie. So die ander mense wat sit vol saam met jou, en daarom kom hulle na die huis van die Here, om bemoedig te kan word, en hulle geloof te kan versterk. So ons is saam in die fight. Jy fight nie alleen nie. Hebreërs 10 vers 23 sê, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Hy wat dit beloof het, is getrou. Hy is nie 'n mens wat sy belofte aan jou kan breek nie. As hy vir jou gesê het, ek sal dit doen, dan sal hy dit doen. As hy gesê het, bely, asof dit alreeds daar is, dan begin ons bely, asof dit alreeds daar is. Daar's 'n prediker, ek kan nie die man se naam onthou nie, want hy is tot huis gestap het om te preek daar in China, en hy het vir almal vertel, die Here gaan vir hom 'n fiets gee, en daar is geen fiets nie. Hy het geloop, oggend, middag, aand, pas deur, en lag die mense vir hom, waar is die fiets wat hy... Pastoor se mic is aan die agter. Die battery. Waar is die fiets wat die Here vir jou gaan gee? Dan lag hulle vir hom. En sê, man, die Here gaan vir my 'n fiets gee, gaan op hom ry, julle gaan sien. Ek glo dit, hy kan dan môreoggend voor my deur al staan. Dan lag hy nie. Wat weet jy? Kyk hoe loop jy elke dag, man. Jy praat nonsens, jy leef in denial. Is jy lekker? Is daar nie fout met jou kop nie? Hou op om vir ons te vertel, jy gaan 'n fiets kry, jy loop elke dag. Hy het gesê, die Here het gesê, hy gaan vir my 'n fiets gee, en hy gaan vir my 'n fiets gee. En een oggend, toe stap hy by die deur uit, toe staan sy blou fiets daar. En hy het op 'n fiets geklim deur die dorp gery en sê, kyk, die Here het my 'n fiets gegee. En nou mense het opgehou om te lag. En hy het gesê, God het beloof. God het nie vir my 'n tyd gegee nie. Hy het nie vir my 'n datum gegee nie. Hy het my gesê, gaan vir my fiets gee. En ek het bly glo, 'n vaste vertroue op dit wat ek nie kan sien nie, asof dit alreeds bestaan. Nou vat so 'n paar sekondes en dink gou daar in jou lewe, wat is daar wat jy nodig het om so voor te glo? Dinge wat mense vir jou sê, ag nee, los man, dit gaan nie gebeur nie. Maar die Here sê, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Nou, hoe hanteer ek? Hier wanneer ek wil nou glo, ek glo nog God gaan vir my gee, maar die angs en die twyfel en die vrees kom stuur in my agterkop. Hier op my skouer kom fluister in my oor. Hoe hanteer ek dit? Die eerste ding wat jy doen is, wanneer ons, ek het net al gesê, wanneer ons moet glo, moet ons meer tyd met God spandeer. Dan begin jy nee sê vir die dinge wat jou tyd met God steel. Dis nie lekker, nee. Jy moet die TV bietjie afsit en jou Bybel vat.
Jy moet jouself 'n bietjie neersit en bietjie gaan bid. En as jy nee sê vir die dinge wat jou tyd met God steel, en jy spandeer meer tyd met God, dan word hy geloof versterk. Dan weet jy, hey, hierdie pad wat ek stap, ek het 'n vaste vertroue. As ek by daai punt kom, ek het 'n vaste vertroue, want die Here het vir my gesê, hy gaan dit doen. Broers en susters, die eerste dag toe die Here vir my sê, jy moet gaan saam vir 'n pastoor, het ek glad nie eers gedink ek gaan realiseer nie. Want ek het sê, Here, hoe gaan dit gebeur? Ek het 2 werke. Ek werk van 5 uur in die môre tot 11 uur in die aand, 6 dae 'n week. Waar gaan ek tyd kry vir studies? Ek het ook nie geld nie, Here, hoe gaan dit werk? Nou kyk, dis nie volgende oggend voor my deur neergesit, die broer en suster. Daar het nog 'n ander proses gevolg. Die Here sê vir jy trek uit Vredendal uit, jy trek Kilgoed, jy verkoop alles wat jy het, jy gee jou kar weg, jy gaan soontoe. Nog 'n slegter posisie om in te wees. Want ek het werk nie, ek het nie huis nie, ek het nie geld nie. Maar die Here sê vir my, jy moet gaan leer vir pastoor. En ek beland in Kilgoed, en ek begin met God praat. Ek begin Hebreërs 11 vers 1 begin ek quoteer. Ek sê, Here, iets vir my gesê. Dis iets wat ek self besluit het nie. Dis iets wat 'n mens my gesê het nie. U ken my omstandighede, u ken my lewe, u weet, daar is nie finansies nie. Ek het eers nog 'n werk nie, ek bly in 'n huis sonder meubels, ek het my gesê, ek moet al my meubels weggee, en ek moet my kar weggee, en ek moet hier kom bly. En ek wil nie eers wees nie. En ek praat met die Here, en hy sê vir my, vertrou my net. Vertrou my net. Broers en susters, 3 maande nadat ek daar ingetrek het, met net my klere aan my lyf, nie eens 'n voertuig nie, maak die Here vir my deur oop vir werk, waar ek 'n werk kry, waar ek met Alzheimer pasiënte moet werk. Nou ek weet nie wie van julle het al met hulle gewerk nie, maar ek wat uit 'n bakbedryf uitkom wat net so gaan, vanaf jy kan nie. Dan kom nou die aand kom ek terug daar van Haakveld af en ek gaan sit in my stoel, ek sê, Here, hierdie geloof, ek verstaan nie hierdie vaste vertroue nie. Want ek kan nie met hierdie mense werk nie, maar ek weet nie my gesin, want daar's geen ander manier wat ek hier so beland het nie, want ek het geen ondervinding nie. Wat moet ek hier maak? En die Here sê vir my 3 goed. Hy sê nommer 1, wil ek jou leer wat onvoorwaardelike liefde is. Want die mense wat jy mee te doen het, kan nie vir jou terug liefde gee of eers vir jou dankie sê nie. Hy sê, dit is geloof. Hy sê, nommer 2, wil ek jou leer om elke personele wat die werk, jou baas ingesluit, baie lief vir hulle te wees. En altyd Jesus voorbeeld vir hulle te wees. Hy sê, en derdens, het ek jou nie gesit om jou te verander. Want ek moet nog aan jou werk, voordat ek jou kan plaas waar jy eintlik moet wees. Hebreërs 11 vers 1. Want die geloof is 'n vaste vertroue in dit wat ons hoop. Dinge wat ons nie sien, ek het begin werk in my plek. En ek het 'n pad begin stap en daar was baie dae wat ek wil omdraai. Ek sê vir vandag, waar dit moeilik was, waar dit swaar was, wat ek gesukkel het. Maar ek het altyd gesê, God het vir my gesê, jy moet dit doen. God het vir my gesê, geloof, 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 geloof. En ek het pad hier gestap. Vandag kan ek terugkyk daarna en sê, as dit nie vir die Here was nie, sou ek nie hier kon gestaan het nie. As dit nie vir sy genade, sy krag, alles was, wat hy my mee gehelp het, die elke oggend my laat opstaan het, my laat ry het 16 km na my werk, toe 16 km terug, my huis laat kom, dan gaan swat ek, dan sit ek daar voor hy boek, dan dink ek, op 51 moet ek studeer, dan help die Here my. Geloof is die vaste vertroue wat ons aan moet vashou. Die tweede ding wat jy moet doen as die angs en die vrees jou beetpak, leef vandag. Moenie sê ek gaan oor 10 jaar leef, oor 5 jaar leef, oor 'n maand leef. Leef vandag voluit vir die Here. Vergeet van wat gister gebeur het, want aan gister kan ons niks doen nie. Dis klaar, dis verby, dis afgehandel. Maar aan vandag kan ons iets doen, en aan môre kan ons iets doen. Ons gedrag vandag kan ons môre bepaal. Want jou geloof vandag gaan bepaal hoe jy môreoggend gaan opstaan wanneer hy telefoon en vir jou sê, dis niks wat ons vir jou kan doen nie.
Maar as jy vandag tyd gevat het, en dit aan God spandeer het, en gaan stil raak daar by hom, en gehoor het wat hy vir jou sê, en hy vaste vertroue weer so 'n bietjie ingedruk het, en die anointing so 'n bietjie ontvang het, en jy het opgestaan en jy gesing, al gaan dit opdrand, al gaan dit afdrand, hierdie evangelie sal ek vas aanhou, hierdie evangelie sal ek vas aanhou. Vandag bepaal jou vaste vertroue geloof. Gister is klaar. Baie keer is ons spyt toe dat ons suster gedoen het, maar ons kan dit ook nie verander nie. Moenie totdat dat die spyt jou terugtrek in die verlede in nie. Sê nie, ek is klaar met dit. Maak het, ek sny van my af. Ek stap vorentoe, saam met die Here, in hy vaste vertroue, en ek hoop, op die dinge wat ek nog nie kan sien nie, asof dit al klaar daar is. En dan vat jy sommer ander goed en maak dit in jou hand oop, asof jy dit al klaar sien. Dit versterk jou geloof. Moenie toelaat dat mense se negativiteit jou aftrek nie. God is 'n God wat gebed antwoord, kragtadiglik, sonder dat ons hoef te twyfel. Dan 'n baie belangrike een. Wees vriende met jouself. Jy verstaan nie, miskien nie so lekker wat ek sê nie, maar baie keer hou ons so min van onsself, ons wil nie eens vriende met onsself wees nie. Ek kyk gister 'n TikTok video die ouetjie sê, ek was 'n tipe kind wat my ma nie mee gewaat het ander kinders mee moet speel nie. Wie is jy vir jouself? Wanneer net jy en die Here is, hou jy van jouself dan? Is jy lief vir jouself? Het jy jouself al vergewe vir al die foute wat jy gemaak het? Want het is nie een van ons wat sonder foute is nie, broer en suster. En as ek by God wil gaan stil raak, en ek wil by hom gaan rus, maar ek bly dink, ek het dan 'n week terug baie droog gemaak. Ek het dan sleg gedoen, nie, hy wil sê vir my, kyk wat het jy aangevang. Dan gaan ek nie geloof kry, dan gaan ek angs kry, en vrees kry, en twyfel kry, en vertwyfeling. Maar maak klaar met daai eie ek van my, of daai ek wat so lelik is, en sê, Here, ek weet ek was lelik gister, vergewe my, en dan is dit weg. Dit is so maklik soos wat dit is. Sê vir jouself, ek gaan nie toelaat dat die vyand my herinner aan wat gister gebeur het nie. Vandag gaan die Here my geloof versterk vir die toekoms, vir môre, vir die dag daarna, vir alles wat nog gaan gebeur. Ek leef in vandag en met myself as my eie beste vriend. Jesus is eintlik jou beste vriend, met jy, die 3, Vader, Seun en Heilige Gees en jy. Klavier. Ek kry in die motor nou die dag en iemand praat oor 'n boek wat hulle geskryf het. Ek dink ek het al vir u vertel, die vrou was in 'n huisgesin gewees en in die huis is sy deur 4 mense verkrag. Toe sy groter raak, moes sy geleer het om daai 4 mans te vergewe, as ook haar ma wat van dit geweet het. En terwyl ek luister na die praatjie, sê die Heilige Gees vir my, die moeilikste deel om te vergewe is jouself. Vergewe jouself, maak klaar met dit en beweeg vorentoe. Psalm 94 vers 14 tot 20 sê maar die volgende: Want die Here sal sy volk nie verwerp en sal sy erfdeel nie verlaat nie. Want die regspraak sal terugkeer tot geregtigheid en al die opregtes van hart sal dit volg. Wie sal vir my optree teen die kwaadoeners? Wie sal my bystaan teen die werkers van ongeregtigheid? As die Here vir my nie hulp was nie, het my siel gou in stilte gewoon. As die Here nie vir my hulp was nie, as ek dink my voet wankel, dan ondersteun u goedertierenheid my, o Here. As my gedagtes binne my vermenigvuldig, dan verkoop u vertroosting in my siel. Hoor julle wat ek sê dan, wat sy woord sê? Gaan soek jou vertroosting by die Here. Het die regterstoel wat onrustig met die gemeenskap, wat moeite versin in die insettinge in. Ek wil vers 19 weer lees. As my gedagtes binne in my vermenigvuldig, angs, vrees, moedeloosheid, bekommernis, twyfel, dan verkoop u vertroosting in my siel. Dan gaan jy die woord van die Here wat sê, Psalm 23, The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Glory! Dit verkoop my sê, die oomblik wat ek het sê, dan word hy woord lewendig en kragtig binne in my. Dis wat ons moet doen met angs en vrees en bekommernisse, broer en suster.
want dis wie hy is. 2 Timoteus 1 vers 7, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. As jy weer bang raak, sê vir die vyand, hoop, die bang wees kom nie van die Here af, dit kom van jou, weg uit my lewe uit, ek soek nie in my lewe nie. Gaan aan, draai jou rug op hom. Hou jou rug op hom. Want God het jou 'n gees van krag en liefde en selfbeheersing gegee. Dit gaan ook jou geloof versterk. Matteus 5 vers 14 tot 16 sê, julle is die lig van die wêreld. 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En die mens steek ook nie 'n lamp op en sit onder die maatemmer nie, maar op die staande, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn vir die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Julle is die lig van die wêreld. Familie, wanneer ons in gesprekke kom, wat sê mense, die petrolprys gaan op, die diesel gaan op, die kos is so duur, ons kan nie meer kos koop nie, die werk het opgehou, ons kan nie dit nie, ons kan nie dat nie. Ons is die lig van die wêreld, ons moet instap en sê, weet julle wat sê die Here? Weet julle wat sê die woord van God? Hoeveel tyd het jy vanoggend, kom broer, gaan haal jou Bybel, kom ons lees 'n bietjie wat sê die Here. En dan verkoop jy jou siel met die vertroostinge van die woord. En onmiddellik gaan 'n negatiewe gedagte by die voordeur uitvlieg. En skielik begin jy lag en gesels en jy is bly, jy is opgewonde en jy sien sommer 'n uitkoms vir jou probleem. Is dit nie so nie? Ons is probleemsiers, ons is nie probleemoplossers nie. Want as jy in God is, dan stuur hy vir jou 'n oplossing vir jou probleem. En hy sê vir jou, ek gaan jou help. Ek wil teruggaan na Jesaja 65 vers 4. En voordat hulle roep, sal ek antwoord, terwyl hulle nog spreek, verhoor ek. Ek wil eers vir jou 'n verhaal vertel. Daar's 'n prediker in Engeland wat ons graag volg, sy naam is John Jay. Hy gaan so oral oor die wêreld en hy praat oor goed en hy sê, hier in Engeland het hulle gebly, hulle bure het hulle the neighbors from heaven genoem. Hy sê, dis daarom beter as om the neighbors from hell te wees. Hy sê, die vroukie in die huis kry beroerte en sy raak baie ernstig siek en sy gaan hospitaal toe. Maar die hospitaal is net so 10 km van hulle huis af. Maar hulle besef by die hospitaal kan hulle aan nie help nie, hulle vat haar na 'n groter privaat kliniek toe, en toe hulle daar kom, toe verloor sy haar bewussyn en hulle moet haar op 'n ventilator sit, en die dokters verklaar haar brein dood. En hulle sê vir die familie, hulle het 5 dae tyd om haar te kom groet, dan gaan sy masjiene afskakel, dis klaar dat dit wat ons mee vir haar kan doen. En die buurman kom na John toe en hy sê, wil julle nie asseblief net vir haar gaan bid nie? John sê, ag, so raai ek sal gaan. Maar hy sê nou maar soos wat ons nou is, hy klim in die kar en sê vir sy vrou, Kitty, now we have to drive an hour to get to the hospital. Why couldn't they keep it here? Sê toe ons praat nie. Kitty, I don't want to go to the hospital. I don't know where to park. I don't know where to go in. I don't know what to do. But let's go. Met daardie houding kom hulle nou by die hospitaal. En hy staan by die hospitaal en hulle vat hom deur na ICU, daar is hy die 5de dag brein dood verklaar. En hierdie man wat die Here ken, die lewende God ken, stap by die deur en hy praat met hy sê, Joyce, good morning. It's me, the neighbor from heaven. I've come to pray to you this morning. I say, this is what I'm going to do. I'm going to start with the Lord's Prayer. En hy begin met, hy sê, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hy sê, en toe hy sê heaven, toe maak die vrou haar oor oop. En sy word lewendig, en hulle haal die ventilator uit. En die dokters kom aangehard van hulle kyk, en hulle doen toets en alles. En daar is niks verkeerd met haar nie. En hy gaan huis toe na haar man toe, hy sê van, she woke up. Hy sê, ach nou, she didn't. So glo ons mos, ne? Hy sê, no, Joyce woke up. No, she didn't. Week daarna toe stap sy by die voordeur in. Geloof in die God van
onmoontlike. Dis geloof wat vanmôre vir Susie laat sit in haar stoel, nadat sy pelvis gebreek het. Dis geloof wat Denise hier het nadat sy nie oorplanting gehad het vanoggend. Dis geloof wat vir Dion daar laat sit na die dokters van gesê het, jy het kanker. Ons weet nie of die behandeling gaan help nie, wat skoon is van kanker vanmôre. Dis geloof. Hier sit baie van die wat kan sê, dis geloof wat my deurgedra het. 'n jaar terug was daar 'n man wat 'n hartaanval gekry het, wat nie 'n mediese fonds gehad het nie, maar vandag 'n jaar terug sit hy hier in die kerkie by U, gesonder as ooit in sy lewe. Daai nag het ek gesê, Here, wat maak ek? Ons het nie mediese fonds nie, my man het 'n hartaanval gehad, U moet help en die Here het gehelp. Hier sit ons om te kan getuig by U. Wie van jy sê vanmôre, ek het ook die Here so nodig, want hy is hier vanmôre vir jou, my broer en my suster. Hierdie woord het vir 'n spesifieke tyd, vir 'n spesifieke oomblik gekom. Daar die Here sê vir jou, as jy roep, dan hoor en hy gaan vir jou antwoord. Ons mag nie moed verloor nie. Ons mag nie opgee nie. Ons mag nie een kant gaan sit en gesê, nee, dis verby nie. Because God is still God. He's still the God of the impossible. Hy is still die God wat vir jou kan doen ver bo jou verwagting. Of dit jou huwelik is, of dit 'n verhouding is, of dit 'n siekte is, of dit 'n werk is, dit maak nie saak wat dit is nie. Vanmôre sê die Here, voordat jy nou roep, sal ek antwoord. Terwyl jy nog spreek, verhoor ek julle. Die Here kan vanmôre vir jou die onmoontlike doen. Ek gaan vra die sangers wat my gaan kom help. Ek wil vir jou lied sing vanmôre, Heal My Way. Ons gaan bid. En daar die saak waarvoor jy vanmôre die Here moet aanroep, steek jou hand op en sê, Here, ek gee dit oor aan U. Ek gaan dit nie meer saam met my dra nie. Dit is nou U probleem wat U het gesê, as ek roep, gaan U hoor en gaan U antwoord. Kom ons bid saam. Vader, vanmôre kom ons na U toe in die groot en die wonderlike naam van Jesus Christus. En ons glo vanmôre in die God van die onmoontlike. Ons glo vanmôre dat daar niks is wat U nie kan doen nie. Ons glo vanmôre, daar's nie omstandighede wat U nie kan verander nie. Ons glo vanmôre, Here, daar's nie 'n verhouding wat U nie kan omdraai nie. Ons glo vanmôre, Here, almal wat vanmôre hier sit wat nie werk het, U kan vir elkeen werk gee. U kan vir ons elkeen 'n goeie toekoms gee, want U woord sê dit. En ons staan op die woord vanmôre. Ons glo nie vanmôre wat dokters sê nie. Ons glo vanmôre wat die woord van God sê. Wat sê deur sy wonde het daar alreeds vir ons genesing aan die kruis gekom. En vanmôre lê ons af, Here. Ons kan nie meer met hierdie worries rondloop nie, want die worries maak ons siek. Maar vanmôre gee ons vir U, ons sê, God van die onmoontlike. U het ons gepraat. Ons het gehoor. En nou wag ons op die antwoord. Ons sien dit alreeds manifesteer. Ons ervaar dit asof dit alreeds hier is, Here. Ons vat al die aan, ons hou dit in ons hand en ons sê, dankie, Here, vir die oorwinning. Dankie, Here, vir die krag. Dankie vir die sterkte. Dankie vir die nuwe dinge wat U doen. Dankie vir die restaurasie. Dankie vir die gees wat op ons uitgestort raak. Here, elke persoon wat voor my sit, soos ek by adorasie, laat die gees vloei, laat die krag vloei, laat die onsekerhede weggaan, Here, angs en vrees verdwyn in die naam van Jesus. Gees van krag, liefde en selfbeheersing. Neem ons nou vir ons, Here. U is ons God. U is ons God en daarom verhoog ons U vanoggend bo enigiets op hierdie aarde. En ons weet, met ons God loop ons 'n bendestorm en met ons God spring ons oor 'n muur. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Halleluja, familie.